Goeiedag. Ons begin met 'n kort reeks oor vergifnis. Vergifnis gaan nie net daaroor om die verlede te laat vaar nie. Dit gaan daaroor om 'n krag te ontsluit wat jou lewe kan revolusioneer. Ons gaan die krag van vergifnis deur die lens van die Bybel verken en daardeur ontdek ons die ongelooflike impak op ons persoonlike groei, gemeenskap en ons verhouding met God. Wanneer ons nie iemand wil vergewe nie, is dit iets wat 'n geweldige invloed op ons lewe kan hê. Dit kan partykeer die oorsaak van 'n onsuksesvolle verhouding wees of lei tot geldelike probleme, 'n swak verhouding met familie. Dit kan die wortel wees van al jou probleme in jou lewe. Nou waar kom ek daaraan? Kom ons gaan kyk wat het Christus gesê in Matteus 18 vers 21 tot 35. Toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe? Hierdie broer waarna Petrus verwys is nie sy eie broer nie, maar sy medemens. Toe Petrus hierdie vraag gevra het, was hy self versekerd dat 7 maal genoeg is en uiteindelik net bevestiging gesoek of verwag, maar die antwoord wat hy gekry het, was nie wat hy verwag het nie. Ek kan my voorstel hoe geskok hy moes gewees het met die Messias se antwoord, want Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. Wat dink u, het Jesus oordryf, deurdat hy gesê het 70 maal 7? Dit is baie. Wat het hy dan eintlik gesê? Hy het gesê, Petrus, daar is geen perke aan hoeveel keer jy iemand moet vergewe nie. Nou hoekom moet ek iemand aanhoudend vergewe? En die antwoord gee Christus vir ons in die volgende verse, wanneer hy die gelykenis met hulle deel. In hierdie gelykenis verduidelik hy hoekom ons aanhoudend moet vergewe. En as jy dalk dink, dit is omdat God ons vergewe, dit is nie. Vers 23, daarom word die koninkryk van die hemel vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wil afreken. En toe hy begin afreken, word daar aan hom een gebring wat 10.000 talente skuldig was. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word, en sy vrou, en sy kinders, en alles wat hy het, en dat betaal moet word. Toe val die diensknegt neer en hy buig voor hom en sê, Heer, wees lankmoedig met my, en ek sal u alles betaal. Die waarheid is egter, hy kon dit nie betaal nie. Die bedrag was te groot gewees vir hom om te kon afbetaal. En hierdie heer van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom die skuld kwytgeskeld. Die heer het hom jammer gekry omdat hy op sy knie geval en gesmeek het. Hierdie koning was gevul met deernis. As jy iemand so sien op sy knie val, dan voel jy jammer vir so 'n persoon. Die Engelse Bybel sê compassion, tensy jy 'n hart van klip het. Hier gebeur twee goed. Eerstens, kry hy hom jammer, en tweedens, vergewe hy hom sy skuld. Met ander woorde, hy hoef niks terug te betaal nie. Vers 28 lees ons verder, maar toe daar die diensknegt uitgaan, en een van sy medediensknegte vind, wat hom 100 pennings skuldig was, het hy hom aan die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy my skuld. Sy medediensknegt val toe voor sy voete neer en smeek hom en sê, wees lankmoedig met my, ek sal jou alles betaal. En hy wou nie, maar het gegaan en hom in die gevangenis gewerp, totdat hy die skuld sou betaal het. En toe sy medediensknegt gesien wat gebeur het, was hulle baie bedroef, en hulle het gegaan en aan hulle heer meegedeel alles wat gebeur het. Sy medediensknegte wat hom gesien het, was hartseer, bedroef, ongelukkig, en ek kan dalk kwaad. Daarom het hulle dadelik die heer gaan inlig. In vers 32 lees ons, daarop roep sy heer om en sê vir hom, jou slegte diensknegt, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het.
Die Amplified Bible sê wicked, wat in Afrikaans vertaal word as goddeloos of slegte. Besef jy, onvergifnis is goddeloos, sleg. Ek hou van die Engelse woord wicked, dit laat dit so erg klink soos wat dit moet wees. Daai laaste persoon wat jy nie wou vergeef, was jy goddeloos of sleg. Dit verander nogal die prentjie, doen dit nie. As lees verder vers 33, sê hy, moes jy nie jou medediensnig ook barmhartig gewees, soos ek jou barmhartig gewees het nie. En sy Heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers, totdat hy sou betaal het alles wat hy die koning skuldig was. Nou hier kom die kruts van hierdie gelykenis, wanneer Jesus die wolk wegtrek tussen hemel en aarde. Wat sal God doen met die aardbewoner wat nie kan vergewe nie? Kom ons lees, so sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortreding vergewe nie. As ons nie iemand uit ons hart kan vergewe nie, sal ons hemelse Vader ook nie ons vergewe nie. Besef julle wat Jesus hier openbaar, dat diegene wat nie vergewe nie in die tronk gegooi sal word nie, maar hulle sal gemartel word, totdat hulle dit terugbetaal. Hoe betaal jy terug terwyl jy gemartel word? Wat dit vir my hier sê, en dit is vir my redelik duidelik, dat ons nie die ewige lewe kan beerwe, as ons nie kan vergewe nie. Wat Jesus vir Petrus sê, as jy nie bereid is om 70 maal 7 keer te vergewe nie, sal sy Vader dit met jou doen, totdat jy vergewe. As jy dus nie iemand vergewe nie, moenie verwag dat alles in jou lewe maanskyn en rose gaan wees nie. Ons sal gefolter word, totdat ons vergeef. Kom ek som op, God verwag van jou om almal te vergewe, vir alles wat hulle aan jou gedoen het. Daarom beskou die Vader die een wat nie kan vergewe as goddeloos. God wil jou nie laat martel nie, want hy self martel jou ook nie, maar hy stuur jou vir hulle wat jou pynig, as jy nie kan vergewe nie. Weet jy hoeveel mense is fisies siek, omdat hulle nie kan vergewe nie, waar die oorsaak van hulle siekte juist die feit is, dat hulle nie kan vergewe nie. Dit is ook een van die redes hoekom baie Christene hulle geloof in die Vader verloor, want hulle bid en word nie gesond nie, want God gaan hulle nie gesond maak nie, voor hulle nie vergewe nie. Ons volgende video gaan oor vergifnis, sal ek môre plaas. Volg gerus hierdie reeks. Baie dankie. Geseënde dag.